Prys die Here. Wat 'n wondervoorreg om vanoggend hier voor U te kan staan en om hierdie reeks Back to Basics te kan afsluit. Nou Back to Basics is nou 'n interessante stelling. Ek onthou toe ek 'n jong seentjie was. Nou moet jy eers die milieu verstaan. Ons was so 5 kinders. My jongste sussie is vroeg oorlede, so toe is dit nou net die een sussie, nou is ons nou 3 seuns. En julle ouens weet nou wat nou, jy weet, broers het. Hulle is mos nou maar, pastoor sal weet, 'n spesie op hulle eie. En dan koop hy nou 'n nuwe ding en dan is ons mos nou eerste om hom te wil probeer. Hy sit die hi-fi gee vir ons, julle onthou nog hi-fi's, julle jong ouens sal nou nie weet nie, maar ons ouer garde, jy weet wat 'n hi-fi, nou het ons eie kamer en nou kan ons die hi-fi in ons kamer insit en my middelste broer sê, ek lag ons sit nou daai knoppie aan en hy sê net poef. En toe ons die knoppie aansit, poef. My pa stap nader, hy sê, weet jy wat? When all else fails, read the instructions. Back to basics. When all else fails, read the instructions. So vanoggend gaan ek dalk 'n paar goed met jou deel wat jy eintlik al weet, maar dis so nou en dan nodig om net weer terug te gaan daarna toe. So laat ons net eers weer besef waaroor gaan dit dan nou eintlik. So ons praat nou oor Back to Basics en die reeks het Poelie vir ons afgeskop. Hy het hom goed afgeskop en hy het vir ons voorgehou uit 2 Kronieke 7 vers 14. Wat dan lees, en my volk oor wie my naam uitgeroep is. Hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek. Dit is 'n bietjie verkeerd gespel daar, maar soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Nou ek glo daar's van u soos ek wat nou al 'n tydjie hier in die gemeente is. Ek sê vanoggend daar agter by die ouens wat die klank doen. Dis erg as jy die mense die gemeente sien instap en jy besef maar daai ou met daai 3 kindertjies het jy die eerste keer voor tieners aangebied. Toe was hy nog in die skool. Dan besef jy sal 'n rukkie hier, né? Nou van julle wat saam met my al 'n rukkie hier is, julle sal seker vir pastoor Enslin kan onthou. Kom ons kyk, is daar mense wat vir pastoor Enslin kan onthou? Nou, as ek hierdie vers hoor, dan dink ek aan pastoor Enslin. Hoekom? Want hy het vir ons die volgende geleer. En dit is 'n lied wat hy vir ons gesing het en ek gaan nou na die beste van my vermoë om vir julle sing en daarna gaan julle saam sing. Poelie, jy moet lekker lag, broer. Maar ja, jy gaan hierdie versie nooit vergeet nie. Die lied gaan so. As my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle self verootmoedig en my aangesig soek, en wegdraai van hulle sondes, sal ek genadig wees, ek sal vergewe, en die hele land genees. Sing saam met my. As my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle self verootmoedig en my aangesig sal soek, en wegdraai van hulle sonde, sal ek genadig wees, ek sal vergewe, en die hele land genees. Dankie, pastoor Enslin. Wat leer dit vir ons? As ek, of as my volk, dis die Here wat praat, as my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle self verootmoedig en wegdraai van hulle sonde, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal die Here ons genees, en hy sal ons land genees. Poelie het vir ons afgeskop daarmee, en dankie Poelie vir die goeie woord wat hy vir ons gegee het. Daarna het pastoor Bjorn vir ons 2 weke na mekaar die woord gebring. In die eerste week het hy gepraat oor bekering en nederigheid. Nou ek dink jy sal kan onthou van die springkane. Nee, aanvanklik het hy 'n bietjie gesukkel met die video, soos hy vanoggend ook gesukkel het met die video. En toe op die einde toe kom hy nou reg en toe vra hy, maar wat se springkane laat jy toe in jou lewe?
En die teksvers wat hy vir ons daar gegee het, dit vind ons opgeteken na, daai teksvers het ek nie, pastoor. Maar die week daarna het hy gepraat uit Matteus 6 vers 9. En het hy gepraat van in die tyd wat die disippels vir die Here gevra het, en hy het vir hulle geleer hoe om te bid. Hier besef ons dat ons het nodig om tyd alleen saam met God te spandeer. Ons het nodig om terug te keer. En ons het, as ons gaan kyk na 2 Kronieke 7 vers 14, dan lees ons daar en hy sê, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek. En dit was die verwysing, dat ons moet bid en sy aangesig soek. Hier leer Jesus self vir sy disippels. En hy sê vir hulle, so moet julle dan bid, en hy gaan aan met die hele Onse Vader, en pastoor het vir ons die Onse Vader uiteengesit, en hy het klem gelê daarop, dat dit gaan nie oor ons nie. As ons gaan kyk na die Onse Vader, dan besef ons, dit gaan nie primêr oor ons nie, maar dit gaan primêr oor die Here. Dit gaan nie oor ons nie, ons moet sy aangesig soek, en dis waaroor ons lees in hierdie gedeelte van Matteus. Laasweek het Corine ons verras met 'n uitstekende boodskap. 2 vrae wat sy gevra het, is wat glo jy en hoeveel van die woord het jy in jou? Sy het gesê dat as iemand nou moet kom en hy met jou Bybel wegvat van jou af, hoeveel van God se woord het jy in jou om jou staande te hou? Hoeveel het jy in jou? Nou vanoggend is dit dan nou my voorreg om die reeks af te sluit, en ek dink alles wat ek vir jou gaan sê, of die meeste daarvan weet jy reeds, maar soos ek gesê het, dis nodig om so nou en dan terug te gaan na die basiese dinge toe. Nou lees ek in Johannes 1 vers 12, hy sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. Alhoewel hierdie persoon dalk nie hierdie gedeelte gelees het nie, glo ek dat hy het in sy wandel, het hy mense teëgekom wat hy gesien het is anders. En hy het erken dat Jesus anders was as die ander rabbies. Maar hy het vrae in sy hart gehad, want hy wou ook weet wat hy moes doen om ook te wees soos wat hulle is. Nou die persoon waarvan ek praat is Nikodemus. Nou Nikodemus was 'n owerste gewees. Met ander woorde, hy was 'n bietjie hoog op, 'n owerste van die Jode. Hy was 'n bietjie hoog op in die politiek, sou ek reken. En dit was vir hom sleg gewees om met Jesus te gaan praat, want in daai dae was Jesus nie baie gewild onder die regeringsmense nie. En daarom dan, as ons hierdie gedeelte lees, en ons gaan dit nou lees, daarom dan sien ons dat Nikodemus gaan in die nag, wanneer dit donker is, gaan hy na Jesus toe. En hy vra vir hom sekere vrae. Nou die vraag pertinent is nie neergeskryf nie, maar as ons gaan kyk na die antwoord wat Jesus hom gee, dan kan ons aflei dat wat hy vir hom gevra het is, Here, wat moet ek maak om dit ook te hê? Kom ons lees gou die gedeelte, en ek wil die graag vat, as jy jou Bybel het, kan jy saam met ons blaai, en dis Johannes 3, ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 6. Johannes 3, vanaf vers 1 tot en met vers 6. Vers 1 lees dan. En daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Vers 2. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen, as God nie met hom is nie. Nou, hierdie is amper nie 'n vraag nie. Ons sien nie dat hy hier 'n pertinente vraag vra nie. Maar wanneer ons nou gaan kyk na die antwoord wat Jesus hom gee, dan lei ons af. Dis 'n afleiding wat ek maak. Dit staan nie in die skrif so nie. Dis 'n afleiding wat ek maak. En dit is dat hy graag sou wou weet, wat is dit wat ek moet doen om ook te wees soos wat die disippels is? Jesus antwoord hom in vers 3. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie,
kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Ek wil vir daarop wys, ek het die weergebore net bietjie donkerder laat druk. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Ek dink baie keer kom ek en jy op 'n plek en dan vra ons vir die Here, Here, wat is dit wat ek moet doen om by U uit te kom? En die Here sê vir jou, dis wat jy moet doen. Here, wat is dit wat ek moet doen om meer geduldig te wees, of wat ook al jou versoek mag wees? En dan gee die Here vir jou die antwoord. En dan trek ek en jy in Nikodemus op die Here. Dan dink ons is oulik. Want kyk wat sê Nikodemus vir Jesus in vers 4. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en weer gebore word nie. Nee? Here, hoe kan dit nou werk? Ek is nou 'n groot man, hoe kan ek dan nou weer in my ma se maag inkruip, net dat ek nou weer 'n keer gebore word? Dit kan mos nou nie. Ek dink telkens sê die Here vir jou en vir my 'n paar goed wat ons moet doen. Baie keer sê hy dit vir jou terwyl jy hier sit. Wat jy behoort te doen, en dan begin jy nou met die Here te redeneer. En jy dink jy's oulik. Ja maar Here, jy verstaan nie. Nee, ek is 'n mechanic. En so nou en dan is dit nie net die skroefie wat gestrip word nie. En dan mag ek mos nou maar 'n paar lelike woorde uiter. Alhoewel ek die kind is. En ons redeneer met die Here en ons regverdig onsself. Ons sit hier en ons beskinder mekaar, maar ons sê vir die Here, maar U verstaan nie. Hierdie persoon het die en daai en die ander aan my gedoen. En ons trek in Nikodemus op die Here. Ons wil onsself regverdig oor hoekom ons dan nou nie hierdie ding kan doen nie. Want ons sien dit van waar ons staan in daardie oomblik. Ons sien dit uit ons menswees en uit ons seer kry en uit ons swaar kry en uit ons wat ook al jy wil noem. Kyk, ons het die vermoë as mens om allerlei goed te bedink en name voor te gee om jouself te regverdig. Ja. Jesus antwoord hom in vers 5. Hy sê, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Vers 6, wat uit vlees gebore is vlees. En wat uit gees gebore is gees. Dis snaaks as 'n mens 'n jong mens is, dan sien jy die lewe ook nou 'n bietjie uit 'n ander perspektief uit, né? Jy bevraagteken mos nou 'n klomp goed. En net so het ek as jong man ook 'n klomp goede bevraagteken. Ek het gewonder oor baie goed. Nou moet ek vir jou eers ook sê, ek het in die kerk groot geword. Jannie, ek was so klein mannetjie, waar dan sit ek aan die kerkbank en sê my pa vir my as ek stout is, broer, sal jy net vir ons die diens open met gebed. As ek nou in die laerskool, dan moet ek nou in die gemeente opstaan en die gemeente met gebed open. So ek het in die kerk groot geword, met ander woorde. So daar is baie vrae oor goed wat in die Bybel staan en goed wat ons in die kerk doen en so aan, wat ek nou maar 'n bietjie bevraagteken het van tyd tot tyd. Hierdie wat ek nou vir u gaan sê, is een van hulle. Ek moet nou eers vir u sê, ons gaan nou eers weer terug na pastoor Bion se preek toe, toe hy gepraat het oor gebed. En hy het daar gesê, ons moet tyd alleen met God spandeer. Amen. Ek en jy moet mos tyd saam met die Here spandeer, sodat ons kan groei in ons geestelike lewe. Matteus 6 vers 6, dis nou net so voor die Here vir die disippels gesê het, van die Onse Vader, sê hy die volgende, maar jy, wanneer jy bid, gaan na jou binnekamer, sluit jou deur en bid tot jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En jy, wanneer jy bid, gaan na jou binnekamer, en sluit die deur.
Poelie, hoeveel mense is daar in die kamer? As ek daar ingaan en ek sluit die deur. Ene. Net ek. Ek is daar binne. Alleen. Saam met die Here. OK. Dit klink asof Jesus wil tyd hê saam met my. Alleen. Maar dan gaan ek nou aan en ek lees in Matteus 18 vers 20. Nou hierdie gebruik ons baie as kerk. As daar nou in 'n oggend soos kunstefees of so net so 3 ouens in die kerk opdaag, dan sê ons Matteus 18 vers 20 sê, want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Nou het ek begin wonder as jong man, maar nou weerspreek die woord homself. En dit in dieselfde evangelie. Want Matteus 6 vers 6 sê, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit die deur. Jy's alleen daar binne, is net ek. Maar in vers 20 van Matteus 18 sê hy, maar waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Beteken dit dan dat ek alleen is in my binnekamer en hy nie daar is nie? Want ek's net een. Ek sien hier's nou 'n paar van julle wat sê, oh my word. Oh my word. Gelukkig is julle ook jonk. En nou laat ek julle ook wonder daaroor. Jy sien die woord weerspreek homself nooit nie. En op daardie stadium het ek gewonder hieroor totdat die Here dit vir my oopgebreek het. En hy moes my terugvat na die begin toe. Maar heel in die begin toe. Genesis 1. Letterlik die begin. Om hierdie ding te verstaan. En wanneer ons na Genesis 1 toe gaan, dan sien ons die wonderlikste ding van alle tye wat gebeur. Want die wêreld was woes en leeg, en as ons gaan kyk hier na Genesis 1, en ek gaan lees hier sommer net so vinnig vir u, vers 3 sê hy, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. En so gaan ons deur die hele skepingsproses. Jy kan eers net daai versie wegvat, hoor. En daarna het hy gesê in vers 6, God het gesê, laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters en so aan. Vers 9, en God het gesê, laat die waters onder die hemel hulle op een plek vergader. En vers 11, en God het gesê, en so gaan ons deur Genesis 1. En God het gesê, laat sekere dinge gebeur, en dit gebeur. Maar dan sien ons, daar waar hulle nou was alreeds, Genesis 1 vers 26 en 27. Vers 26 sê, en God het gesê, laat ons mense maak, na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Gaan kyk net weer na vers 26. En God het gesê, laat ons mense maak, na ons beeld. Dere keer as 'n jong man, en miskien is daar van julle jong mense wat soos ek gewonder het, maar hoe is dit dan nou dat die Here nie net gesê het, en God het gesê, laat ek die mens maak nie? Skielik verwys hy na ons, het hy dan nou gaan hulp inroep? Nee, hy het nie, want God is nog altyd die God, gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Wanneer hy hier verwys na ons, dan praat hy van Vader, Seun en Heilige Gees. En dan gaan hy aan in vers 27, hy sê, en God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. Ek het dit reeds bygesit, want partykeer dan stop ons net by die eerste deel, en dan wil vrouens sê, ja, maar ja, hy sê niks van my nie. Man en vrou het hy hulle geskape. Na sy beeld. Nou natuurlik, weer 'n keer, al die jare heen het ek gereken, okay, wanneer ons praat van ek is geskape na die beeld van God, en ons weet ook dat Jesus het hier op aarde kom wandel, saam met ons, hy het mens geword. Hy het gelyk soos ek en jy. Na sy beeld beteken mos dan nou, hy lyk soos wat ek en jy gelyk het, met respek. Lyf, arms, bene, kop, hy lyk soos ons, mens. Totdat ek hierdie deel mooi na gaan kyk het, toe besef ek, maar daar is nog 'n dimensie hieraan. En die dimensie waarvan ek hier praat is
God het gesê, laat ons. Hoe lyk die beeld van God? Vader, Seun en Heilige Gees. Na ons beeld. Vader, Seun en Heilige Gees. Hy skep vir jou en vir my. Hy skep vir Adam en vir Eva. Hy skep die mens. En hoe skep hy die mens? Die beeld van die mens. Na die beeld van God. Hy skep ons liggaam, siel en gees. Liggaam, siel en gees. Hier waar ek staan, pastoor het die ander dag die beeldspraak gebruik. Hy sê, jy moet nou mooi verstaan hoe die ding werk. Vader, Seun, Heilige Gees. Ek staan vanoggend hier voor julle. Ek is my vrou se man. Maar ek is ook die pa van my kinders. Maar ek is ook die oupa van my kleinkinders. Dit maak nou nie dat ek 3 mense is. Ek is 3 in 1. OK. Vader, Seun, Heilige Gees. Ons is liggaam, siel en gees. Nou, as jy nou 'n Pinkstermens is en as jy die God se woord verstaan soos wat ek God se woord verstaan, dan sal jy besef en weet dat wanneer ons dan nou gebore word en ons is geskape liggaam, siel en gees, dat is so hoe het Adam dan nou lewendig geword? God het sy asem in hom ingeblaas. Daar word sy gees deel van hom. Dis waar jy jou gees vandaan kry as jy gewonder het. Dis nie 'n spook nie. Dis waarvan dit kom. Ons is dan liggaam, siel en gees. As jongeling groei ons op. Ongeag. God se woord leer my, toe Jesus se disippels die kindertjies wil wegwys van Jesus af. Toe sê hy, die Engelse woord, 'n profound ding. Hy maak 'n profound stelling. Hy sê, verhinder hulle nie. Hoekom nie? Want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. Aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. Wat sal gebeur as hierdie jongman vanoggend afsterf? Hy is by die Here. Hoekom? Want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. Amen? Amen. Ekskuus as ek 'n bietjie rondspring, maar ek wil vir u die konteks gee uit God se woord uit. Wanneer ons dan nou gaan kyk na die skrif en ons gaan lees weer 'n keer hier in Genesis. En dan sien ons in Genesis 2 vers 17 sê die Here vir Adam en Eva. Actually sê hy dit vir Adam. Hy sê dit nie vir Eva nie, hy sê dit vir Adam op hierdie punt in tyd. Hy sê vir Adam, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Ons sê altyd dis 'n appelboom, dis nie 'n appelboom nie. Maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ek wil stil staan by die eerste gedeelte wat lees, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag, die boom van wat? Die boom van kennis. Kennis van wat? Kennis van goed en kwaad. Met ander woorde, toe Adam en Eva eet van die vrug, onmiddellik kry hulle toe kennis van wat? Van wat is reg en wat is verkeerd. Amen? OK, dis die boom van kennis van goed en kwaad. Het jy al agtergekom dat as jy vir 'n klein kindjie sê, hoor jy mag nie doen nie of jy mag nie, jy sê dit selfs nie eens vir hulle nie. Né? Jy leer hulle dit nie eens nie. As hy iets doen wat verkeerd is. Nou kyk jy eers wie sien hom. Hoe weet hy dis verkeerd? Want Adam het geëet van die boom van kennis van goed en kwaad. Dis hoe jy weet. As jy iets doen wat nie reg is nie, voor jy dit doen, weet jy dis nie reg nie. Die Here stuur nie 'n engel op 'n pink bicycle met 'n weerligstraal. Dis verkeerd. Hy doen dit nie so nie. Hy doen dit nie so nie. Wat gebeur? Net voordat jy iets doen wat nie reg is nie, dan weet jy,
hierdie ding wat ek nou gaan doen is nie die regte ding nie. Maar ons is in die vlees, so ons doen dit in elk geval. Right. Jy sien, daar kom 'n punt in tyd wat ons nie meer die klein kindjie is, wat die Here sê aan die sulkes behoort die koninkryk van die hemele nie. Daar kom 'n punt in tyd wat jy goed begin beredeneer, soos toe ek 'n jong man was. En wanneer jy die goed begin beredeneer en jy begin jou eie denke vorm oor sekere goede. As ons gaan kyk na die samestelling van die mens, dan sien ons, hierso is nou 'n gedeelte van my waarvan ek nou nie baie van hou nie. Jy sien, die Here gee vir ons elkeen, ons is geskep na sy beeld, liggaam, siel en gees. Wanneer ons gaan kyk na die liggaam, dan weet ons dis hierdie ding, né? As ons nou hier so deur die gemeente kyk, en ons kyk nou na Jenny Lee, dan sal van die girls nou sê, "Jessie, maar Jenny Lee lyk nogal, sy's gesond, né?" Jy sien, want die Here gee vir ons, party van ons gee hy soos 'n Ferrari, waarin jy kan lewe. Ander van ons is 'n Volkswagen. Dis waarin jy bly, né? Ander is 'n Kombi, of 'n Hyundai, of wat ook al. Ons het 'n voertuig, en daai voertuig is hierdie ding. Hierdie ding wat jy nie gaan saamvat nie. Hierdie vlees wat hier gaan bly. Hy gee hom vir jou as voertuig waarin jy gaan beweeg. Nou as jy nou wonder, dit klink nou baie vreemd vir jou, ek gaan nou vir jou verduidelik, waar is jy dan? OK. Dan gee hy vir jou siel. Nou, jou siel is al jou emosies en jou denke, en dis waar jou siel is, mos nou daar gesetel, né? Nee. Alright. Nou kom ons gaan kyk gou. Wanneer ons op die punt kom waar ons goed beredeneer, wat sê die woord, wat is dit wat ons dryf? Die vlees. Die vlees. En ons hinker na die vleeslike. En ons doen die vleeslike. Hoekom? Want ons word gedryf deur die vlees. Die vlees sê vir my siel, "Jette jong, hy choppie was nou lekker, vat vir jou nog een." Vat jy nog een? Sê ja, 2 was ook nou nie genoeg nie, miskien moet jy nog vir jou 'n bietjie nagereggie ook vat, dan vat jy nog die nagereggie ook. Né? So is daar 'n klomp goed wat ons toelaat in ons lewens, wanneer ons nog in die vlees is. Let baie wel, wanneer ons nog in die vlees is. Galasiërs 5, vanaf vers 19 tot 21, sê vir ons, wat is hierdie goede? Hy sê, die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid. Nou, as ons net daar gaan stilstaan, dan gaan jy vir my sê, nee, hou verby. Maar ek is nie, hierdie is nou nie deel van my nie. Jongman, waaraan dink jy baie keer? As jy nou daar op die strand is en jy sien daar 'n dametjie verby draf in haar doringdraad kostuumpie. Nou kyk julle my snaaks, is soos 'n bikini, hy beskerm die einde om sommer die uitsig te belemmer. Waaraan dink jy dan? Is jy nie dalk besig met een van daai nie, hier in jou kop? Is die vlees nie besig vir jou, om vir jou allerhande goed hier in jou kop wys te maak nie? Vers 2, of vers 20, skus. Afgodery, towery. Nee, gelukkig, nee. Broer Tommy, nee, geen afgode in my lewe nie. Maar ek moet net nie my seepies mis nie. Moet net nie vir my sê, ek moet 'n ander jean as 'n Levi dra nie. Moenie laat ek nou gaan oefenklere koop, en dis nie Under Armour nie, dan wil ek dit nie hê nie. Wonder of daar nie dalk 'n afgod of 2 in jou lewe is nie. Maar ons is kerkmense, en ons sê ons is in die gees, maar baie van hierdie goed is deel van ons lewens, en die woord leer vir my, die werke van die vlees
is geopenbaar. Praat lelik, maar ek is deel van die kinders van die Here. Dan wonder ek, hoeveel vlees is daar nog in jou? Vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, vers 21, moord, dronkenskap, brassery. Nou is daar 'n klomp ouens wat vir my gaan sê, wat's brassery? Dis nou daai choppie. Brassery is as ons 'n bietjie te veel eet. Brassery. En die dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Met ander woorde, kind van God, as jy vanoggend hier sit en die Heilige Gees kla jou aan van dinge wat in jou lewe is, wat nie daar hoort nie, dan wil ek sonder om doekies om te draai vir jou vandag lees wat sê God se woord. As hierdie dinge deel is van jou lewe, dan sal jy die koninkryk van God nie beerwe nie. Jy kan 'n speld verval. Eina, en ek praat heel eers met myself. Hoe maklik is dit nie vir ons om hier te wil sit en baie keer dan het ons baie te sê oor die mense wat nie hier is nie, wat daar buite is. En wat doen ons eintlik? Ons is kinder. Dan wonder ek hoe naby lewe jy regtig aan die Here. Ek is kwaad vir ouens, maar ek ken hulle nie. Maar nie as Julius se naam voor my noem nie, want ek sal hom iets aandoen. Maar ek het nog nooit met hom gepraat nie. Ons is afgunstig op mekaar, ons is jaloers op mekaar, ons het al hierdie goede, al daai goed wat ons nou van gelees het, iewers maak dit dalk deel uit van jou mondering. Is jy dan kind van God? Want hy sê, die wat sulke dinge doen, sal die koninkryk van God nie beerwe nie. Dis die basics. Nou, hoe werk dit dan? Ek is so dankbaar vir die Here, vir sy Heilige Gees, en dat hy die hele tyd deur met ons praat, en vir ons tot ander insigte wil bring. Ek het nou vir julle die prentjie daar gegee, van hoe ons dan nou saamgestel is, en nou gaan ek hier vra, dat net ter wille van demonstrasie, ek 'n paar mense wil gebruik, as dit julle reg is. So ek gaan dit vir jou maklik maak, ek gaan eers ouens wat gewoond is hier voor staan, vorentoe roep. Okay, Boelie, kom jy gou vir my, pastoor, kom jy gou vir my, en wie gaan nog, André, kom jy gou vir my, asseblief. Julle gaan nou vir my 'n prentjie maak, so, julle moet hier voor my staan, hier, ja, net kyk wie is die grootste, dit is nie, ja, julle is ook maar ewig groot, né? Okay, hierdie is net ter wille van illustrasie. Ek weet, hulle gaan nie groot kop kry as ek een of ander ding nou vir hulle toedig hier nie. Hulle gaan weet, hulle is net mens, en jy moet net weet, hulle is mens. Hierdie is ter wille van illustrasie. Ek het nou vir julle gesê, die Here skep die mens. En hy sê, laat ons die mens maak. En die ons waarvan hy praat is, Vader, Seun en Heilige Gees. Julle het hom so. Mooi man. Nou soek ek nog 3 mense. Maar hulle moet nou 'n bietjie kleiner wees, dat hulle nou nie, jy weet, ons moet nou die prentjie kan vorm. Kom ons kyk gou. Is daar 3 volunteers? Ja, kom sommer jy is mos nou hier, jy kuier hier. So kom jy. Ja, kom. Nie nou daar staan wegkruipie. Staan hier voor jou pa. Kom sommer jou ander boetie ook. Dan lyk julle almal daarom nou mooi. Nee, jy moet nie met jou hande in jou sakke staan voor die mense nie, brother. Nee. Gaan nie mooi lyk nie. Maar, okay, staan jy daar, en
Kom ons gebruik sommer my dogter Leanne, kom staan jy in hierdie kant. Alright. Hier is nou ter wille van die illustrasie. Skuif gou vir my op hierdie kant toe. Staan jy daar? Staan jy aan daai kant? Leanne, jy aan hierdie kant. Maar skuif daai kant toe dat jy aan een kant staan eers. Daar. As hy. So hier het ons die Godheid. Vader, Seun, Heilige Gees. Laat ons die mens skape na ons beeld. Liggaam, siel en gees. Vlees. Wanneer ons gebore word, dan lyk ons mos nou so. Nou wat gebeur as ons begin groter word? Ons begin mos nou die lewe ervaar. En hoe ervaar ons dit? Hier, met my vlees. My vlees hou van sekere goede. Ons gaan nou nie opnoem waarvan jy hou nie, maar hy hou van sekere goed. Hy sê vir my siel, kom ons doen hierdie. Siel sê, sjap, kom ons doen dit. En ons as mens doen die ding. Wat dit ook al mag wees. Wie dryf die mens? Vlees. Wat is die werke van die vlees? Ons het dit nou net gelees. Vlees dryf dit. Gees is klein en sit hier een kant en probeer, maar dit wil net nie regkom nie. Daarom sê die Here, jy moet wedergebore word. Want op hierdie stadium van my lewe dryf vlees my lewe. Vlees dryf my lewe. Ek sit in 'n diens soos hierdie, of by die huis werk die Heilige Gees met my, en ek kom tot die oortuiging dat ek is verlore. Hoekom? Want ek doen alles wat vlees wil hê ek moet doen. Ek voel skuldig. Hoekom? Want ek weet ek is verlore. Want die woord sê vir my, die wat sulke dinge doen, sal die koninkryk van God nie beerwe nie. Ek kom tot die realisasie dat dis waar ek myself bevind. En wat doen ek? Met uiterste berou in my siel, gaan ek na die Here toe. En wat gebeur? Hy herbore deur sy gees, my gees. Hy spreek met my gees. Die Heilige Gees. Julle kan nader staan. Soos wat die Heilige Gees met my gees praat, sê my gees vir my siel wat ek moet doen. En na mate my geesmens groter word in die Here, begin my vlees positief reageer op die roepstem wat God in my lewe plaas, deur sy Heilige Gees. Amen. Julle verstaan hom? Julle almal verstaan hom so? Ek sê vir julle baie dankie. Hou die prentjie, ek gaan dalk weer daarna verwys, maar julle kan maar gaan sit. Thanks. Nou kan jy sien dat wanneer ek, soos Matteus 6:6 my leer, gaan na jou binnekamer, sluit die deur. Dan begin Matteus 18 vers 20 vir my lewendig word. Waar twee, my gees en my siel, in die naam van die Here by mekaar kom, daar is ek in hulle midde, of 3, 2 of meer, wanneer my liggaam in lyn begin kom, dan is ons 3. So wanneer ek in my binnekamer gaan, dan is God teenwoordig, as ek hierdie gedoen het. As ek toegelaat het, dat my gees, deur sy gees gelei word, dan is dit my gees en my siel, 2, of as my liggaam in lyn begin kom, is ons 3, in sy naam, vergader, in my binnekamer.
Hier is die wonderlike deel. Nadat ons nou net daardie verdoemenis gekry het van wat die werke van die vlees is, gaan Galasiërs aan in Galasiërs 5:22. Hy sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Pastoor, dan kry ek nog ouens wat vir my sê, weet jy wat, die Here het my siel gered en ek is dankbaar daarvoor, ek is 'n kind van hom al van daai tyd af, maar man, ek sukkel nog met my geduld. Sê ek, nee brother, dan weet ek nie hoe uitverkoop jy is nie. Ja, nee, maar ek werk nog daaraan, pastoor, ek werk nog aan my geduld. Dan staan ek hier op die kantlyn wat baie vra en dan sê ek, en hoe gaan jy dit regkry? Nou wonder jy dalk, wat bedoel ek? Jy sien, geduld is nie myne nie. Lankmoedigheid is geduld. En dis 'n vrug van die Gees. Dis nie myne nie. Okay, maar wat moet ek dan nou doen om geduld te kry? Die woord sê op 'n ander plek vir my, soek eers die koninkryk van die hemel en hy gee vir jou al hierdie goed. As ek in die Gees begin wandel, dan raak die vrug van die Heilige Gees my deelagtig. So hoe nader ek aan die Here is, hoe meer kan die vrug van die Gees in my gestalte vind en hoe geduldiger sal ek wees. Hoe vriendeliker sal ek wees. Goedheid sal deel wees van wie ek is. Ek sal getrou raak. Hoekom? Want dis die vrug van die Gees wat in my is. Dis nie ek nie. So ek kan nie daaraan werk nie. Ek kan net werk aan my verhouding. Hoe? Dat my gees en God se gees saamwerk. Dan vind hierdie gestalte in my lewe. Nou hierdie is nou nog baie sonnaskool. Ons verstaan nou dat ek moet tot wedergeboorte kom. En nou onthou nou, wedergeboorte is nie bloot net om vir die Here te sê jammer nie. Né? Dis 'n intense berou. Anders is dit net 'n verskoning. Wat bedoel ek daarmee? Baie van ons sê dat ons het hierdie berou, maar in die meantime doen ons goed oor en oor en oor en elke keer as ek bid, dan sê ek net vir Jesus, ek is jammer. So ek gebruik dit net as 'n verskoning. Ons moet op die plek kom waar ons waaragtige berou het. Ons moet besef dat dit is juis daardie ding wat maak dat ek nie by God kan uitkom nie. En ons moet klaar kry daarmee. Wat moet ek doen? Kom in die Gees. Laat toe, laat God se Gees, jou gees hernie, herbore, wedergeboorte moet plaasvind. En wanneer wedergeboorte plaasgevind het, kan ek nie terugsit en sê ek het gearriveer nie. Hoekom nie? Want nou is ek nog 'n babietjie. Ek is nou net gebore. Ek moet toelaat dat die Gees my lei. Hoekom? Sodat ek, geesmens, kan begin opstaan en kan begin lewe. Nou klink hierdie dalk vir jou vandag dalk 'n bietjie volksvreemd, ek weet nie. Kom ons doen gou nog een oefeningkie. Net daar waar jy sit, ek is gelukkig, ek het 'n bril. As jy nou nie, jy gaan nou weet waarvan ek praat, en julle gaan weet waarvan ons praat, né? Ek sit hier en dan kyk ek in my brilraam vas. Weet jy het al beleef. As jy so kyk, dan sien jy hoe weerkaats die glas, né? Maar ouens wat nou nie 'n bril dra nie, hulle weet nie cooking clue waarvan ons nou praat nie. Maar om vir julle ouens wat nie bril het nie, gou hierdie konsep te verduidelik. Vat gou jou hande, hou jy hom hier so langs jou. Net daar waar jy hom nie kan sien nie, né? Net daar waar jy hom nie kan sien nie. En dan bring jy hom stadig vorentoe, dan gaan jy sien omtrent hier so, dan sien jy hom. Is dit? Ervaar julle dit so? Hy's nog nie voor jou nie. Hy's kind of hier langs jou, dan sien jy hom. Waar's jy? As hierdie jy was, dan sou jy mos nou al geweet het daar. Maar hy is nie. Jy sien hom eers hier. Met ander woorde, waar's jy? Jy's hier binnekant. Jy's binne-in, soos ek nou nog gesê het, jou voertuig. Jy's hier binne-in. Nou daai een wat daar binne-in is, hy moet herbore word. Hy moet in die Gees kom.
Hy moet deur God se Gees gelei word. Hoekom? Sodat hy hierdie een wat aan die buitekant is, kan help om die regte ding op die regte tyd te doen. Gelei deur God se Gees. Niks met my uit te waai nie. Alles te doen met die Here. Ek wil afsluit. Galasiërs 5 vers 24 en 25. Moenie worry nie, hulle is nie kwaad vir ons nie, hulle moet gaan blykbaar. Is ek reg? Kan ek gou klaarmaak? Ek het probeer. Galasiërs 5, 24, 25. Vers 24 lees. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met al sy hartstogte, en begeerlikhede gekruisig. Met ander woorde, ek het klaar gemaak daarmee. Ek kan nie aangaan daarmee nie, ek is klaar. Bekering beteken, ek gaan in hierdie rigting, en wanneer die Here my aanraak en ek berou het, Nico, dan draai ek om. Wat beteken dit? Dit beteken dat as ek dalk vriende gehad het, toe ek soontoe gegaan het, jy gaan hulle verloor. Jy gaan hulle verloor. As jy aan hulle vashou, watter kant toe gaan ek nou weer? Verkeerde kant toe. Bekering beteken daai kant toe, broer. Dit beteken dat in hierdie lewe gaan jy 10 teen 1 vriende verloor. Daar gaan 10 teen 1 van jou eie familielede wees, broers en susters, en as ek sê broers en susters, dan praat ek nie van hierdie familie nie, ek praat van bloedfamilie. Dit kan gebeur, dat as jy tot bekering kom, en jou rug keer op die werke van die vlees, dat daar van jou eie bloedsverwante familie wees, wat vir jou gaan sê, dan gaan jy maar. En dit is moeilik vir ons partykeer om dit te grasp. Dis net, nee. Dis dan my geliefdes. Maar die vlees met sy hartsogte en begeerlikhede moet jy kruisig wanneer jy aan die Here behoort. Al kos dit 'n prys. Vers 25 sê, as ons dan deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Wat beteken dit by implikasie? Ek moet op die plek kom omdat God se Gees met my gees kommunikeer en my geesmens begin groei, ek vir my siel sal sê wat om te doen en my liggaam sal begin in lyn kom met wat die Gees vir my sê, sodat ek dan as ware deur die Gees wandel. Die Gees lei my voetstappe. Dis nie die Here wat by implikasie hier by jou staan en vir jou vat by die hand en dan gaan jy nie. Ja, dit is eintlik hy, want hy is nou deel van jou, want sy Gees praat met jou gees. Maar jy moet verstaan, daar's 'n verantwoordelikheid aan jou kant. Kry klaar met die werke van die vlees. Jy kan nie hier wil sit en sê ek behoort aan die Here as die vlees nog deel is van wie jy is nie. En as dit so is, bid die Here dat jy kan ontslaa raak van dit. Bid dat jy kan jou rug keer op die werke van die vlees. Get back to basics. Dien die Here voluit. Kom in die Gees, sodat hy jou kan seën. Sodat jy kan weet wat jou einde is. Maar dis 'n preek vir 'n ander dag. Want ek hoop jy het hierdie prentjie gekry. Ek kan vir jou net so 'n stukkie daarvan gee. Ek gaan nie nou daaroor praat nie, want dan gaan ons nog 'n uur besig wees. Wanneer ons praat van ek het my hart en lewe vir die Here gegee en ek sê ek het afgeklim van my hartstroon af. Dit is nou Jesus wat in my woon. Wanneer ek sê en ek kom op die plek waar ek kan sê soos 'n Paulus van oud, ek lewe nie meer nie, maar is Christus wat in my lewe. Dan verstaan jy eers hoekom jy kan sê ek gaan vir ewig lewe. Want hy is nou in jou. Hy is deel van wie jy is. As jy in die Gees wandel. Net daar is, sluit die oë asseblief. Vader, wat 'n wondervoorreg om vanoggend te kon stil raak en tyd spandeer in die woord. Heilige Gees, dankie vir u teenwoordigheid. Dankie dat u woord vir ons oopbreek. Here, en vanoggend kan ons nie anders as om te moet erken
dat daar nog stukke vlees binne in my sit nie. Heilige Gees, ek weet dat U is so fantasties, dat U met elke een afsonderlik werk. U stel intens belang in elke een van ons. Daarom bid ek, Heilige Gees, dat U vanoggend in elkeen van ons sal uitwys, wat is dit waarmee ek moet klaar kry? Heilige Gees, help ons, dat ons op die plek sal kom waar ek deur my denke, deur my kognitiewe vermoë 'n definitiewe besluit sal neem om klaar te kry met die dinge wat U vandag vir my uitwys. Dat ek dit op die altaar sal plaas, Here, en sal wegdraai, sodat U in hierdie geval my land, wie ek is, kan genees. Wil U vanoggend vir ons die manne moet gee, om te kan opstaan, en daardie besluit te kan deurvoer. Help ons, Here, dat ons vlees in lyn sal kom met ons gees wat deur U Gees gelei word. Help ons, Here, dat ons op die plek kan kom waar ons volledig as mens ons alles op die altaar plaas vir U. Ek wil bid, Here, dat U, wanneer ons vanoggend uitmekaar uitgaan, ons sal help dat wanneer ons by die deur uitstap, dit wat U vanoggend in ons harte doen, nie daar by die deur sal los nie. Dat ons dit sal saamvat, Here, en dat ons sal toelaat dat U kom deur die Gees en ons kom vorm en ons denke vorm. Ons sal gedurig deur aankla van dit wat nie reg is volgens U woord nie. Gee ons die manne moed om dan klaar te maak daarmee, Here. Ons dank U, Here, vir U teenwoordigheid in ons lewens. Ons dank U vir die woord van vanoggend, Here. En ons eer U, Here, vir wie U is. Ons eer U, Here, vir wat U vir ons gedoen het, sodat ons kan lewe hê en dit in oorvloed. Help ons daarmee, Here, rig ons voetstappe, is my gebed in Jesus naam met groot danksegging. Amen en amen.